berge kan wankel en val in die see, al nader 10.000 my tree vir tree. Die Here van Israel is met my, vertrou op die Here, hy regeer. Die berge kan wankel en val in die see, al nader 10.000 my tree vir tree. Die Here van Israel is met my, vertrou op die Here, hy regeer. Ek sal my stem ophef en die Here prys, hy het genade aan my bewys. Ek sal my stem ophef en sy lof besing, vertrou op hom, hy sal vreugde bring. Ek sal my stem ophef en die Here prys, hy het genade aan my bewys. Ek sal my stem ophef en sy lof besing, vertrou op hom, hy sal vreugde bring. Die berge kan wankel en val in die see, al nader 10.000 my tree vir tree. Die Here van Israel is met my, vertrou op die Here, hy regeer. Die berge kan wankel en val in die see, al nader 10.000 my tree vir tree. Die Here van Israel is met my, vertrou op die Here, hy regeer. Ek sal my stem ophef en die Here prys, hy het genade aan my bewys. Ek sal my stem ophef en sy lof besing, vertrou op hom, hy sal vreugde bring. Ek sal my stem ophef en die Here prys, hy het genade aan my bewys. Ek sal my stem ophef en sy lof besing, vertrou op hom, hy sal vreugde bring. Ek sal my stem ophef en die Here prys, hy het genade aan my bewys. Ek sal my stem ophef en sy lof besing, vertrou op hom, hy sal vreugde bring. Vertrou op hom, hy sal vreugde bring. Vertrou op hom, hy sal vreugde bring. Kom ons blaai dadelik na die woord van die Here en ons gaan saam lees uit Handelinge 9 vanaf vers 1 tot vers 6. Ek noem aan die Handelinge 9 vanaf vers 1. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, dis die vroeë disippels en volgelinge van Jesus onder andere genoem, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Kosbare vers om te weet, dat mense wat aan ons as kinders van die Here vat eintlik aan die Here. En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word, wat jy moet doen, tot sover die woord van die Here. Die persoon wat die naaste aan Christus ooit seker gelewe het, was Paulus. Jimmy Swaggart sê van Paulus, Paul is the greatest example of Christianity could produce.
Paulus daag ons uit met hierdie woorde in 1 Korintiërs 11 vers 1. Wees my navolgers, soos ek dit van Christus is. Paulus as skrywer het seker die grootste invloed op alle gelowiges ooit van alle tye gehad. Paulus het 13 sendbriewe geskrywe, Hebreërs uitgesonder. Alles wat ons van geregtigheid en regverdigmaking deur die geloof weet, het ons by Paulus geleer. In hierdie gedeelte lees ons van sy radikale omkeer, sy radikale bekering. Dit is soos dag by nag. Daar in Galasiërs 1 vers 23 is vir ons 'n aanduiding waar hy skrywe, hulle het net gehoor dat die geloof wat hy vervolg het en wat hy wou uitroei, die verkondig hy nou. Absoluut 'n 180 grade omkering en omdraai in sy lewe. Paulus se bekering en sy omdraai was volledig, volkome. Hy hoef nie nog later dinge af te gelê het waarvan ons lees nie. Baie van ons bekerings is van die soort, ons moet nog langs die pad weer nog aflê en gedurig moet ons aflê, maar dit lyk vir my Paulus het dit in een pakket gekry en sy hele lewe het verander in een oomblik. Loof die naam van die Here. En dit wys net vir ons dat wedergeboorte is nie 'n geleidelike saak nie, maar dit is 'n een oomblik gebeurtenis wanneer Christus Jesus deur die krag van die Heilige Gees op grond van die kruisdood ons wederbaar en die Here ons lewe omskep en transformeer. Wat is die geheim van Paulus? Wat is die resep van Paulus, hierdie radikale omkering? En dit is wat ons lees waar die woordjie Here staan in vers 5 en waar die woordjie Here staan in vers 6. Here staan aan die laaste end van die sin. Wie is u Here? Hy sê dit voor sy bekering. Die Here het laaste in sy lewe gekom. Die Here Jesus het laaste in sy lewe gekom. Maar daar is die skrifkenners wat sê, Paulus se wedergeboorte het in vers 6 plaasgevind, toe hy sê, Here vooraan geskrywe, wat wil u hê, moet ek doen? Sy waaragtige oorgawe, sy absolute eenword met die Here, sterwe, sodat Christus alles kon wees. Paulus het 3 passies gehad. Sy eerste passie was om Christus Jesus te ken. Filippense 3 vers 10 sê hy ook, om hom te ken, in die krag van sy opstanding, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, om hom te ken. Paulus het moontlik baie kennis gehad, en baie geleerdheid gehad, maar is iets anders, om Christus Jesus te ken, om te ken, in die krag van sy opstanding, om sy goddelike natuur te leer ken, om sy stem te ken, om sy leiding te ken, om sy karakter te ken, sy getrouheid te ken, sy verlossingswerk te ken, intimiteit met hom te ken, om sy liefde te ken, elke aspek van Jesus te ken. En daarvoor is dit nodig dat 'n mens tyd met die Here sal spandeer. Daarvoor is dit nodig dat ek in gesprek met hom voortdurend sal wees. Daarvoor is dit nodig dat ek sal bid en sal vas, dat ek sal Bybel lees, dat ek in stilte op die Here sal wag, en op elke geleentheid op die Here sal vertrou. So leer 'n mens die Here Jesus ken. Dis baie meer as net boekkennis. Dis baie meer as om boeke te lees oor wat ander vertel oor Christus, maar om hom eerstehands te ken. Dit is wonderlik en dit is 'n radikale iets anders. Daar is sy volgende passie, sy passie om Jesus ten alle koste te verhoog, die een wat hom gered het, die een wat hom genadig was, die een wat hom geroep het. In Filippense 1 vers 20 en 21 lees ons iets daarvan dat hy sê, in dood of in sterwe, hom te vereer, hom te verheerlik.
Vers 21 sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Op hierdie stadium wat Paulus daar skryf, die sendbrief skryf aan die Filippense, was sy vonnis nog nie gevel nie, het sy verhoor nog nie plaasgevind nie. Dit kon na geen enige kant toe wees. Vir Paulus het dit nie veel saak gemaak of hulle hom die doodvonnis sou gee, of hy sou sterwe nie, want hy sou in sy sterwe ook Christus verheerlik. Nou geliefdes, ek pyns daaroor en ek dink, daar is vir ons, vir my, baie sterwensoomblikke en party dinge voel vir my soos 'n doodstraf wat oor my lewe uitgespreek word. Wanneer die verkeersman jou aftrek van die pad en hier wil hy vir jou 'n boete skrywe en jy voel, o Here, help my tog dat ek maar net sal Christus verheerlik en sal stil bly en sal kalm wees. Want net nou hier aan die ander kant het 'n man met 'n spoed van 150 km by jou verby geskiet, maar die word nie afgetrek nie. Maar jy wat altyd in die wet pas en so jou beste probeer om die wet na sy letter uit te voer, die word nou afgetrek en die kanse is goed. Of jy word sommer vals beskuldig. Eendag is ek vals beskuldig dat ek oor 'n rooi robot gery het. Nou vriende, die wat my ken sal weet, ek doen dit nie in hierdie lewe nie, en ook in hiernamaal sal ek nie oor 'n rooi robot ry nie, as ek dit kan help, en so waar hulle skrywe my. En om dan te kan kalm bly, en dan Christus te kan verheerlik. En as ek moet tandarts toe gaan, miskien is dit nie vir u so erg nie, maar jy weet, hulle boor daar, en hulle kap, en hulle beer, en hulle ruk, en hulle pluk, en hulle kraak, en hulle gaan aan daar met jou tot die dood toe, so voel dit vir my. En om dan Christus te kan verheerlik, ook onder daardie omstandighede, en daarom bid ek altyd voor sulke gevallen, voor hospitalisasie, en wanneer SARS vir jou hier 'n aanslag stuur, om dan kalm te kan bly, en Christus te kan verheerlik, want dit voel soos 'n doodsvonnis, wanneer hulle jou 'n aanslag gee, en jy weet, voor jou siel, maar hierdie is nie regtig die werklike aanslag nie, maar jy moet dit maar net so aanvaar. Die Here help ons om soos Paulus onder alle omstandighede Christus groot te maak. Sou hulle hom vryspreek. Sou Paulus net aangegaan het om die woord te verkondig met alles wat in hom is. Derdens is daar sy passie om Jesus te verkondig ongeag die teestand. Wat maak ek en jy wanneer die eerste klip op ons gegooi word? Ons hardloop by die stof so staan, en kyk om en ons skree en sê, ek gaan net 'n bietjie vir my ma sê, ek speel nou nie meer saam nie. Maar Paulus, ons lees van hom daar in Handelinge 14, vanaf vers 19 tot 21, hoe dit hulle hom daar in Lystra met klippe doodgegooid, uit die stad uitgesleep het, en hom daar vir dood gelaat het. Maar hoe dat die disippels hom omring het, en hoe dat hy weer opgestaan het, na dieselfde stad toe gegaan het, en by die ander stede in Derbe gekom het, en die evangelie verkondig, en teruggekom het na Lystra, en die disippels bemoedig het met die woorde, ons moet deur baie verdrukking in die koninkryk van God ingaan. Hy het nie gevlug nie, hy het nie bedank nie, hy het nie gesê, nou speel ek nie meer saam nie, nou speel julle daarom rofkerels. Wat maak ons by die geringste weerstand? By die eerste onvriendelike gesig, by die eerste een wat my nie verwelkom nie, wat my nie groet nie, wat my naam uitlaat, wat my verjaarsdag vergeet, dan wil ek bedank en wil ek my voete nie weer daar sit nie. Marteling het Paulus nooit afgesit nie. Die ergste pyn wat ek in my lewe ervaar het seker, was toe ons op Onderwys-College in die Parel ingelyf moes word by die koshuis waar ek was, by huisvereniging. En daar moes ons nou deur die ontgroeningsprosedure gaan, dat die tweedejaars, derdejaars en vierdejaars daar staan met 'n plakkie of 'n skoen of 'n slaanding, en dan moes ons nou daar verby kruip op die gras. Ons het so in 'n kring gegaan, en elkeen slat jou 'n hou so hard as wat jy kan. As jy nie vinnig genoeg kruip nie, kry jy 2 houe, so jy het maklik 100+ houe gekry as jy by die einde kom. Jy's verlam en jy's voorsgeslaan, en dis blou en dis pers en dis pink en dis geel, en vir weke kan jy omtrent letterlik nie sit nie. Maar moet ek vir u bietjie lees Paulus se ervaring, Paulus se marteling waardeur hy gegaan het. Nie vir grappies nie,
maar vir Christus Jesus, sy Here en sy Heiland. En ek lees vir ons hier in 2 Korintiërs 11 vanaf vers 24. Hy sê, 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na, vermenigvuldig 5 met 39 en jy kry 195 houe wat Paulus ontvang het, omdat hy Christus gedien het. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreuk gelei, 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring. Miskien gaan die haai vinne daar by hom verby, sy kans om te verdrink is groot. U weet hoe klou 'n mens dan vas. Hy het al hierdie ontberinge verduur terwille van Christus. Hy sê dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders. Dit span die kroon van al die swaar om Christus te volg. Ongelukkig is hulle daar, die valse broeders, wat jy wil ondergrawe en wat vals is en nie opreg is nie. O, die Here beskerm ons en die Here help ons. Hy sê in arbeid en in moeite, in slapelose nagte dikwels wakker moes bly en wakker gebly het, in bekommernis oor die situasie van die kerk en oor die redding van siele. Hy sê in honger en dors, dikwels sonder ete. Die Engels praat van fasting. Hy het gevas om God se krag meer deur hom te kan laat werk in koue en naaktheid. Hy sê in vers 28, behalwe dit alles my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes, die baie huisgemeentes wat daar was, en Paulus het dit na in sy hart gevoel, die versorging van die gelowiges, dat hulle die pad na die Here sal volg ten alle koste. Ja, klink dit vir u erg? Dit is voorwaar erg. Maar Paulus het nie teruggedeins nie. Paulus het nie gesê dit is te veel nie. Ek lees hier in Handelinge 20, en ek moet dit vir u lees. Vers 24 sê Paulus hierdie woorde, maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap, hoor jy, met blydskap, nie al sugtende nie, my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Nie 'n doen evangelie nie, maar die genade. Ek word uit genade gered deur geloof in die kruisdood van Christus Jesus. Paulus deins nie terug nie. Paulus sê niks keer my nie. Ek het 'n passie, ek het 'n roeping, en ek doen dit met blydskap, nie al sugtende gaan ek deur hierdie stryd nie. Geliefdes, dit daag ons daarom uit vandag, om so die Here Jesus te kan volg, en ek hoop u volg hierdie gedagte, dat ek gaan van nou af die Here Jesus met blydskap dien. Kry jy daar die glimlag op die gesig, en moenie dat die mense nie duiwel sien, dit is skynbaar swaar nie. Vir Paulus was dit nie swaar nie, hy sê ek dien die Here met blydskap, met blydskap, met blydskap. Paulus was 'n tevrede mens. O, 'n tevrede mens is 'n gelukkige mens. Baie is kinders van God, maar hulle is so ontevrede. Paulus sê in Filippense 4 vers 11, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Dis 'n geweldige les. Jy weet, ons sal altyd sê, o, daar in die ou jare, toe het dit so goed gegaan. Of ons sal sê, vroukie, laat ons net weer voorkom, dan sal ons gelukkig wees. Dis nou swaar, maar dan sal ons gelukkig wees. Paulus sê nie dit nie. Hy sê, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is, nou tans op hierdie oomblik. Geliefde, wat sê u van daardie gedagte? Om tevrede te wees met die situasie waarin jy tans is. Wyle Dr. Andrew Murray het gesê, wanneer jy met God wandel, dan kan jy dit sê, God het my hier ingelei, en op sy tyd sal hy my weer hier uitlei. In 1 Timoteus 6 vers 8 sê Paulus, as ek klere en voedsel het, moet ek daarmee vergenoegd wees.
net klere en voedsel, en Paulus was 'n tevrede mens gewees. Die Living Bible vertaal daardie vergenoeg met well satisfied. Meer as tevrede is ek, klere, voedsel, en hier gaan ons om die evangelie te verkondig. Kom geliefde, skaam jou dat jy ontevrede is met die oorvloed wat jy het en wat in jou huis is en wat in jou vrieskaste en huiskaste is en wat in jou bank lê. Paulus het dit nie gehad nie en hy dien die Here met blydskap onder al sy verdrukkinge. Paulus se nederigheid staan vir my uit. Hier in 1 Korintiërs 15 vers 8 en vers 9 sê hy 3 dinge. Hy sê ek is 'n ontydig geborene. Paulus sê ek is die geringste van al die apostels. Hy sê derdens, ek is nie werd om 'n apostel genoem te word nie. Hierdie man wat die meeste gearbei het vir God, hy wat die grootste aandeel aan die Nuwe Testament het, hy wat van ons alles kom leer het oor regverdigmaking deur die geloof, hy sê dit, maar hy gaan aan en hy sê in Efesiërs 3 vers 8, hy sê ek is die geringste van al die heiliges, van al die gelowiges, sê Paulus, ek is die geringste, ek en u dus ingereken. Paulus ag homself nog laer as ons, terwyl hy die meeste gearbei het, en eintlik die grootste was. Dis die kenmerk van grootheid, om jou gering te ag en ander bokant jouself te ag. Hy het dit gepreek, hy het dit geleef, prys sy wonderlike naam. Ek moet afsluit met my laaste gedagte. Paulus het die wedloop voleindig. Nie almal wat begin, maak klaar nie. Geliefde, ek is bekommerd oor hierdie gedagte, want Jesus sê vir ons hoe dit sal wees aan die einde. Hy sê en omdat die liefde van die meeste sal verkoel. Dit wil sê die meeste gaan dit nie maak nie. Jy weet, almal kan iets begin, maar nie almal maak klaar nie. Almal van ons kan gaan op lyn by die begin van die Comrades wedloop, maar nie almal maak klaar binne die voorgeskrewe tydsone nie. 2 Timoteus 4 vers 7 en 8 sê Paulus hierdie woorde, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Vers 8 sê hy, verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, en nie net aan my alleen nie, maar aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Het jy sy verskyning lief, geliefde? Sien jy uit na Jesus koms? Prys die Here, daar's krone, daar's loon wat wag aan die ander kant. Hierdie kant is nie loon nie, maar ons loon is aan die ander kant. So ek wil sê, kom volhard, so wat jy kan. Geliefde, ek het ook eenmaal te vinnig beginne in 'n wedloop. Ek onthou die PPC wedloop, ek was 'n jong groentjie gewees en beginne met 'n afdrand en ek hardloop hier saam met die voorste perde en ek wil saam met hulle bly. En hierna 'n tyd kom ek agter, liewe land, ek sal dit nooit maak nie, en my bors brand en my keel brand, en ek moes daardie dag bid vir genade om net klaar te maak. Ek bid dat jy sal klaar maak, en ek wil afsluit en vir jou bid. Is daar mense wat voel dat hulle uitsak, wat voel hulle vreugde is nie meer daar nie, hulle blydskap is nie meer daar nie. Kan ek vandag vir jou bid dat die Here jou weer help, dat jy weer met vuur en met passie, en die voorbeeld van Paulus, sal hardloop vir die koning in die geestelike wedloop. Vader, ek bid vanmôre vir elkeen wat voel dat die stryd is hewig, dit word te swaar. Ek wil bid, Here, dat hierdie gedagtes rondom Paulus die apostel van die genade boodskap ons harte sal roer, en dat ons sal sê, Here, Here, soos Paulus gehardloop het, so wil ek ook in die wedloop hardloop tot die einde toe. Here, dit is seker die mooiste wat hulle van ons lewe sal kan sê, soos wat hy of sy begin het, so het hy en sy ook geëindig.
Here, so was Paulus se lewe, soos hy begin het, so het hy ook geëindig. Ek wil bid, Here, dat elkeen wat langs die baan sit of staan of lê, weer in gelid sal kom en weer in die wedloop sal kom en weer sal beginne arbeid en adel vir die koning en weer die eerste werke sal doen en dat die vuur en die passie waarmee hulle begin het, weer in hulle harte sal wees. Help ons, Heilige Gees, help ons, Here, die einde is feitelik in sig. En Here, ons besef dat Christus Jesus kan enige oomblik kom. En ek bid, Here, dat ons vanuit dit nog moed sal skep en dat ons sal volhard op hierdie pad. In die naam van Jesus Christus. Amen. This road I'm on is straight and narrow, but it leads to a better home. It was laid by Christ one day at Calvary while he suffered all alone. This road may lead over many high mountains and valleys dark and low, but I walk each day with sweet assurance, and I'll safely reach my home. Ahead there's joy and gladness and rest for the weary soul. Ahead there's peace and contentment, everybody will be happy and whole. I know that I'll be at home with Jesus, where tears will never be shed. Though so often this road gets rough and rocky, still I know what lies ahead. While on this road I get so weary and often my feet would stray, but a gentle hand still leads me onward and helps me find the way. As I climb each hill and cross each valley, by his hand I'm daily led. But I won't look back, gonna keep on walking, for I know what lies ahead. Ahead there's joy and gladness and rest for the weary soul. Ahead there's peace and contentment, everybody will be happy and whole. I know that I'll be at home with Jesus, where tears will never be shed.